En dit is ons 27ste koffietyd geleentheid. Ons begin mekaar nou al lekker ken. Elke oggend as ons mekaar hier sien, maar dit bly 'n voorreg. Ek hoop jy's nou al besig om Psalm 23 te lees en absoluut dit te bid as dit ware en te vra dat die Gees van God vir jou ook duidelik sal maak wat dit beteken. Want Sondag begin ons met 'n reeks oor Psalm 23 en die rede daarvoor is dat dit vir ons wys wie is God in alle omstandighede. Nou by geleentheid is daar 'n toerist en hy kom daar in Kaapstad en hy wil op die kerk se horlosie kyk hoe laat dit is en die kerk se horlosie het nou nie meer gewerk nie, maar hy sien toe daar's 'n man, hy kon nou nie agterkom dat hy bietjie te veel gehad het nie, maar die man lê daar en hy vra vir hom, hy sê meneer, wat sê die tyd? Hy wil toe eintlik weet hoe laat is dit en hierdie man sê meneer, die tyd sê tik tak, tik tak. En hy was reg in 'n sekere sin, maar hy was ook verkeerd, want die tyd sê tik tak, tik tak, tik tak, soos wat die sekondes hardloop. Eintlik is die tyd soos 'n wiel, wat die heeltyd net draai. En selfs al het jy die beste kamera, kan jy hom nie vries nie. Tyd kan jy nie vries nie. Iemand het dit baie mooi gesê, ek het dit hier neergeskryf, hy sê tyd is gratis, maar is prysloos. Hy sê tyd kan jy nie besit nie, maar jy kan dit gebruik. Hy sê tyd kan jy nie hou nie, maar jy kan dit, soos hy sê, spandeer. Hy sê as jy die tyd verloor het, dan kan jy dit nooit weer terugkry nie. Maar die een wat bo kan die tyd staan, is God self, die ewige. Want Psalm 90 vers 2 sê, voordat die berge nog gebore is, voordat die wêreld geskep is, was u van ewigheid tot ewigheid af God. En dis juis hy wat bo kan die tyd is, wat vir jou en vir my binne in die tyd kom neersit. En ek lees binne in die gedeelte van Ester 4, daarvan vers 13 en 14, hoe dat Ester eintlik by koning Ahasveros terwille van die volk gaan pleit. Sy was eintlik maar 'n weeskind gewees en van 'n ander volk afkomstig en toe het sy koningin geword en dan sê Mordegai vir haar, miskien is dit met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. En dan gaan sy en sy praat met die koning en die hele volk van Israel word gered. Gaan lees 'n bietjie die storie, is 'n pragtige storie. En dan vind ons dat die Jode die Purim fees hou elke jaar om te onthou hoe God hulle gered het en hierdie vrou binne in tyd gebruik het. God kom en hy plaas vir jou en vir my wat vandag lewe binne in hierdie tyd met 'n rede. En daai rede is dat ons 'n verskil sal maak in die wêreld, dat ons 'n verskil sal maak met mense. En miskien sê jy vir my, "Ey, dominee man, dis lockdown. Hoe moet ek nou 'n verskil maak?" Ek dink eerste deur te bid. Ek dink tweede deur waar jy kan iemand te ondersteun wat dit moeilik het. Al is dit net om te kyk of dit alright gaan met jou buurman. Ek dink derdens beteken dit om absoluut 'n oog te hê en 'n oor te hê vir mense. En ook te kan probeer verstaan wanneer ons nie verstaan nie. En ongeag van dit, weet ek dat die Here wil vir jou en vir my, wil hy gebruik om 'n verskil te maak. Nou ek weet nie hoeveel tyd het ons in ons uurglas, hoeveel sand is daar in jou en my uurglas nie. Maar ek weet een ding, miskien is dit juis vir 'n tyd soos hierdie, wat die Here vir jou en vir my in Suid-Afrika gesit het. En daarom bid ek dat in hierdie dag, waar dit vir jou en vir my moontlik sal wees, veral die kerk van die Here, dat ons 'n verskil sal maak. Want, miskien is dit juis vir 'n tyd soos hierdie, wat jy en ek aan die Here behoort. Ek bid dat jy 'n verskil sal maak, ook in hierdie dag. God wil jou gebruik. Groete.